Hallo! Hi Angelique, hoe gaan het met jou? Baie dankie en jy? Goed, is jy gereed vir jou 50 vrae? Ek dink so, kom binne. Wat het jy vanoggend vir 'n ontbyt gehad? Ek het 'n snytjie toast met lekker avokado peer opgehad. Wat doen jy gewoonlik eerste wanneer jy soggens opstaan? My tweelingdogtertjies kom op my vroegoggend wakker, so ek gee hulle elke 'n soen op die voorkop. Hoe lank bly jy al in hierdie mooi huis van jou? Dankie. Dit is seker nou al so 6 jaar. Wat is jou gunsteling vertrek? Die leefarea. En waar spandeer jy die meeste van jou tyd? Ek sal sê in my slaapkamer. Beskryf vir ons jou binneshuise versieringstyl. Modern, klassiek, chic. Angelique, wat is jou absolute gunsteling item in die huis? My fotomuur. Want hier is foto's van almal vir wie ek regtig lief is en van my swangerskappe, my en Jacques se troue, my kinders. Ek leef vir hierdie muur. En wat is die een item in jou huis met die vreemdste storie oor waar dit vandaan kom? Jy gaan van hierdie hou. Dit is my seentjie se geboortesertifikaat. Hy was in Japan gebore en sy geboortesertifikaat is alles in Japanees. Ek kan nie dalk 'n frase of twee Japanees praat nie. Ek dink ek kan sê konnichiwa. Is daar een item in jou huis wat jy haat, maar waar jou man so gek is dat jy dit nie kan uitgooi nie? Verseker nie. Nee, as ek nie daarvan hou nie, gooi ek dit uit. Verbeel jou jy's alleen op 'n eiland en jy het net een boek om te lees. Wat lees jy? Geestelik en emosioneel hoop ek sal my Bybel daar hê, maar as ek nou moet realisties wees, enige boek wat Bear Grylls geskryf het. En as jy vir die res van jou lewe net een reeks of een fliek kon kyk, wat sou dit wees? Enige iets met Will Ferrell in. Step Brothers. Wie sou jy wou hê moes jou romantiese maat in 'n fliek speel? Ek sal sê Jason Momoa. Ek kry vir iets om te drink. Water of wyn? Ek dink is namiddag eers, kom ons gooi 'n wyntjie. Ek stem. En as enige aktrise jou in 'n fliek kon speel, wie sou jy kies? Definitief Donnelly Roberts, want sy ken my baie goed en ek dink sy's 'n briljante aktrise. Met wie het jy vandag laaste oor die telefoon gepraat? Met my mamma. Ons praat seker maklik 20 keer 'n dag. Verkies jy 'n foonoproep, 'n WhatsApp of sommer 'n e-pos? Nee. Definitief 'n WhatsApp. En nou moet jy eerlik wees vandag, ignoreer jy soms oproepe? Nee, miskien, ek weet nie wat 'n vraag is dit, Cheers. O, dankie, dit gaan heerlik wees. Vertel ons van jou gunsteling vakansie ooit. Ek sal sê 2019 in Mossel Bay, ons was by Dias. Ek en die gesin en dit was net vir my so 'n lekker kombinasie van fun en chill. Wat maak jy vir ete wanneer jy mense oornooi om te kom kuier? Nee, ek is glad nie 'n goeie chef nie. So dis altyd pasta of slaai. En as jy enige 3 bekende mense kon oornooi vir 'n braai of vir 'n ete, wie sou dit wees? Donald Trump, Will Ferrell, Jason Momoa. Kyk, jy het nou gesê jy kook nie sommer self nie, so kook Jacques gereeld of bestel jy sommer kos? Nee, Jacques is baie erg daarop dat ons gesond eet en hy maak die kos. Wat is jou absolute gunsteling dis? Pasta, ek is half Italiaans. En kan jy Italiaans praat? Sì, ti amore, min amore. Wat is jou guilty pleasure? Wyn, Is jy 'n intro of 'n ekstrovert? beide. Het jy 'n versteekte talent en wat is dit? Ek het hierdie nog nie vir 5 mense gewys. Ek het bietjie spastiese arms, okay? Ek dink daai is 'n partytjie triek wat jy dalk nie gereeld uithaal nie. Nee, hierdie is 'n versteekte talent wat ek versteek sal hou. En as jy een talent kon gehad het, wat sou dit wees? Ek sal mal daaroor wees as ek kon sing. Wat is die vreemdste ding wat iemand al ooit vir jou gegee of gesê het? Hierdie hasie moet nie hier wees nie. Toe ek Clara vertolk het in 7de Laan. Kyk, sy was van Roemenië, so sy het 'n snaakse aksent gehad en eendag toe kom haar tannie na my toe en sy het seker vir maklik 10 minute lank met my gepraat
in Klaras aksent, want sy het gedink, dit is al wat ek verstaan en dit is regtig hoe ek praat en ek het nie 'n kans gekry om te sê, Daddy, ek is Afrikaans, ek praat Afrikaans en toe los ek dit nou maar daar en ek groet hom met, okidokie, ek dankie sê, ja, bye-bye. Angelique, wat is die een kosbare ding wat jy nog het uit jou grootwordjare? Hierdie boek is ongelooflik kosbaar vir my. Dit is 'n boek wat my mamma vir my bymekaar gemaak het. Van die dag wat sy uitgevind het, sy swanger met my. Sy elke liewe dag inskrywings gemaak, totdat ek 1 jaar oud was. En hier is 'n rokkie hierin, wat sy ook spesiaal vir my weggeberg het, want ek was 2 jaar oud, ek het hierdie rokkie gedra en ons was in 'n baie groot kar-ongeluk. Ek het by die vooruit uitgeskiet en getol deur die lug. Die aankomende kar het gedink dit is 'n pop wat deur die lug vlieg en hy het amper boor my gery. Gelukkig het hy gestop, want anders was ek nie vandag hier nie. En al wat my oorgekom het is ek het 'n pinkie nog verloor. Dis ongelooflik. Dis genade. Angelique, wie se poster het jy as 'n kind in jou muur gehad? Ek was obsessief met ballet, so ek het klomp ballerinas se posters agter teen my deur vasgeplak. Wat is die een liedjie wat jy in die stort sing? O nee, sing. Nee, ek sing nie. My man het vir my gesê ek mag nie nog 4 in die dag sing nie, anders gaan hy nie slaap in die aande nie, so ek sing nie in die stort nie. Het jy enige troetelname vir jou man? Ek noem hom Liefiebeer of Pottiebeer. Wat is die vreemdste troetelnaam wat iemand jou al ooit gegee het? Nee, dis nie iets wat ek oor 'n kamera kan sê nie. Het julle enige troeteldiere? Ons het nie, ons reis te veel. Waarsonder gaan jy op 'n dag nooit uit die huis uit nie? My selfoon. Wat is die een ding wat jy in 'n miljoen jaar nie sal dra nie? Ek kan nie regtig daardie vraag beantwoord nie, want ek's aktrise en ek dink ek moet nogals enigiets maar dra wat hulle vir my gee. Wat is die een ding wat jy gewens het jy het geweet op hoërskool? Dat daar 'n lewe na skool is en dat alles oukei gaan wees. Deel met ons die stukkie raad wat jy by jou ma geleer het waarby jy vandag nog sweer. Dat dit wat jy begin, moet jy klaarmaak. Of jy nou daarvan hou of nie, maak nie saak hoe moeilik dit is nie, jy maak dit klaar. Wat sou jy sê is die huidige titel van die hoofstuk in jou lewe? Die trip. Want ek is op hierdie pad en hierdie pad is nie altyd maklik nie, maar ek weet die eindbestemming so gonna be worth it. Watter trend hoop jy kom nooit weer terug nie? Dun geplikte ooghare As jy een supermag gehad het, wat sou dit wees? om te kan vlieg. As jou lewe 'n lied was, wat sou die titel daarvan wees? Genade en ek wil hê Lorika Reg, moet dit sing asseblief. Wat is die beste verrassing wat jy al ooit gekry het? Die dag toe ek uitgevind het ek is swanger met my eerste kind en ook die dag toe ek uitgevind het ek is swanger met identiese tweelingdogtertjies. Wat is die gevaarlikste ding wat jy al ooit in jou lewe gedoen het? Nee, ek doen nie gevaarlike dinge nie. Maar die gevaarlikste ding wat ek nou maar kan sê is seker maar White River rafting. Angelique, hoeveel tatoeëermerke het jy? Ek het 3. 1, 2, 3. Alles is Christelik en in Hebreëus. As jy met enigiemand kon lewensverhaal vir net een dag, wie sou dit wees? Definitief Taylor Swift, maar dit moet met een van ons shows wees, want ek wil kan sing soos sy, ek wil kan liedjies skryf soos sy, en ek wil weet hoe voel dit om voor duisende mense op te tree. Dit lyk amazing. Angelique, beskryf jouself in net 3 woorde. Eerlik, opreg, passievol. Wat sou jy sê is jou huidige obsessie? My gesin. Op watter plek in jou lewe is jy nou? 'n Plek van groei. Dis die vraag wat almal probeer beantwoord, Angelique, wat is liefde? Maar vir my, liefde is 'n werkwoord, so dit is wat jy doen, jou dade, jou aksies. Dis liefde vir my. En dan nommer 50, wat is die een ding waarsonder jy nie kan leef nie? My gesin. Angelique, dit was heerlik om by jou te kuier vandag. Ag, baie dankie, dit was vir my net so lekker. Ons maak gou weer so, mooi bly. Mooi bly. Bye. Totsiens.